Daar is tye in die lewe wanneer die onreg oorweldigend voel. Wanneer dit lyk of die verkeerde mense al ewig net wen en die regverdige mense net die hele tyd tweede kom. Dis in sulke tye wat Dawid se woorde in Psalm 9 amper soos 'n breath of fresh air klink. Met my hele hart, sê hy, wil ek U prys, Here, wil ek van U magtige reddingsdade vertel. Oor U wil ek my verbly en vrolik wees. U naam wil ek besing, o Allerhoogste. Toe U verskyn het, het my vyande gevlug. Hulle het gestruikel en omgekom. Toe U op U troon gaan sit het as betroubare regter, het U aan my reg laat geskied. Nou, Dawid skryf nie hierdie woorde vanuit 'n posisie van gemak nie, maar uit sy eie geloof. Hy kyk nie na sy omstandighede om te besluit of bepaal of God nog steeds regverdig is nie. Hy kyk eerder na God se karakter self en dit verander sy perspektief. Hy besef, selfs wanneer die wêreld om hom skeef trek, of dit lyk asof al die onreg net die oorhand het, bly God nog steeds op sy troon. Sy oordeel wankel nie en sy geregtigheid bly vir ewig staan. Nou wanneer ek en jy, wanneer ons dit begin glo, dan gebeur daar ook iets mooi in ons binneste. Ons raak nie net toeskouers van God se geregtigheid nie, maar ons begin deelneem daarin. Dis waar Psalm 9 se boodskap vir my en jou begin lewe kry, om selfregverdig te wees, om getuies te wees, om hoopvol te wees. Nie as 3 los of aparte dinge nie, maar as 3 maniere waarop God se regverdigheid ook deur ons werk. Wanneer ons in 'n wêreld vol onreg leef, is dit baie maklik vir my en jou om terug te staan en te sê, wel, dit is nie my probleem nie, of dit raak my nie direk nie. Maar geloof nooi ons om anders te leef. Dit nooi ons om anders teenwoordig te wees in die wêreld. As God 'n regverdige regter is, dan moet sy kinders ook mense wees wat reg leef, in hoe ons praat, en hoe ons werk, en hoe ons oordeel en vergewe. Om regverdig te wees beteken nie dat jy is sonder foute nie. Dit beteken net dat jy leef in lyn met God se hart, selfs wanneer dit jou iets kos. En dit is juis daardie lewe, daardie stille, eerlike, geloofsvaste lewe wat 'n getuienis word. Soos Dawid skryf in vers 12, sing tot eer van die Here wat in Sion woon, vertel onder die volke van sy dade. Regverdigheid wat geleef word, word altyd raak gesien, en dit word gehoor selfs sonder woorde. Jou lewe kan 'n lied wees wat vertel van God se trou, van sy hand wat altyd reg laat geskied, van sy teenwoordigheid in jou lewe, in jou eie persoonlike stryd. Om 'n getuie te wees beteken nie jy moet altyd praat nie. Dit beteken jou lewe moet iets vertel, 'n storie van geregtigheid, van God se genade, van sy liefde. Maar dan natuurlik is daar nog steeds tye wat jy wonder, maar is hierdie regtig die moeite werd? Gaan dit regtig 'n verskil maak vir my om reg te leef in 'n wêreld waar daar al reeds soveel onreg geskied? Maar dis hier waar Psalm 9 se laaste asemteug gee, die asem van hoop. In vers 19 sê Dawid, waarlik die behoeftiges word nie vir altyd vergeet nie. Nie vir ewig sal die verwagting van die wat in nood is vrugteloos wees nie. Wat Dawid sê is eenvoudig, maar is ook diep. Hy sê God vergeet nie. Selfs as mense onregverdig is, selfs as jou pogings dit voel asof dit ongesien bly, God sien. Hy hou boek, hy laat reg geskied in sy tyd, op sy manier, en dit is waarom ons kan hoop. Want ons hoop is nie in regstelsels of mense of ons eie pogings nie. Ons hoop is in die Here wat vir ewig regeer. En so eindig Psalm 9, hierdie gedagte van God se geregtigheid, amper soos 'n volledige sirkel. Dit begin by God se regverdigheid, en dan vloei dit oor na ons getuienis daarvan, en dan eindig dit in hoop, en dan wanneer ons daai hoop het, dan bring dit ons terug na die lof, want God is regverdig. Wanneer ons God se regverdigheid beleef, getuig ons daarvan. En wanneer ons getuig, dan bou ons hoop, en wanneer ons hoop groei, gee ons weer die lof terug aan die een wat regverdig is. Maar om regverdig te wees in hierdie wêreld is nie altyd maklik nie.
Om 'n goeie getuie te wees, vra soms moed. Om hoopvol te wees, vra geloof. Dit vra dat ek verby my situasie kyk of my omstandigheid kyk. Maar dit alles rus op een waarheid. God is en bly op sy troon en aan sy geregtigheid is daar geen einde nie. So hierdie week leef met die geloof dat jou klein dade van reg, jou eenvoudige woorde van getuienis en jou volgehoue hoop nie verlore gaan nie. Want God sien, God onthou, God regeer. So wees jy hierdie week 'n goeie getuie.